3 weke gelede was ek besig met hierdie gedeeltetjie, hierdie Psalm, net so 'n bietjie vir oplees in die Bybel, in die Psalms, nou daarvan om hierdie Psalms ook te lees. En hierdie Psalm het nogal my aandag getrek en ek het 'n bietjie meer gelees hierop en gaan kyk wat gebeur het met die geskiedenis ook waar hierdie Psalm dan uit ontstaan het. En ek het so gekyk na 'n paar gedagtes hier, nie noodwendig vir 'n boodskap nie, maar wat die Here wil sê, en toe besef ek maar, dit is dalk 'n baie goeie boodskap vir 'n Vadersdag soos hierdie. En toe het ek nou weer gaan kyk hierna, en toe die Here vir my sekere dinge kom wys, en kom openbaar ook hier in sy woord, ook rondom ons as aardse vaders. So kom ons gaan lees eers uit Psalm 128, maar voordat ons gaan lees, kom ons sit net so, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, dat ons vanmôre kan opkyk na U as ons Vader. Elkeen van ons het U so nodig, want U voldoen in al die kwaliteite en die eienskappe van 'n Vader. En Here, dat ons ook die voorbeeld wat U vir ons stel, wat die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, hier op aarde vir ons kom wys het, wat vir ons opgeteken is in die woord, ook kan navolg. En dat die aardse vaders ook hulle gesinne kan lei, ook in die verantwoordelikhede wat ons teenoor mekaar het. Ons wil U kom loof vanmôre, Here, omdat ons ook vir ons paas en ons oupas, al die vaders kan kom bid vanmôre, hulle kan kom opdra aan U, en dat hulle sal vashou, Here, dat hulle sal onderrig en sal lei ook in hulle geweldige, belangrike doel ook as paas. Dankie vir die woord wat ons het, Here, en dat ons kan vashou aan die woord, niks anders te leer. Ons is nie hier om enigiets anders te doen, as om U te verheerlik deur die woord van God nie. Terwyl ons ook so as gemeente saam in gebed is, wil ons kom bid vir elke naam wat ook op hierdie gebedslys is, ook name wat nie hier is nie, wat krankheid en siekte ervaar in die liggaam. Ons dank U, Here, vir die wat U reeds aangeraak het, en ook herstel het ook in die liggaam. Maar ons bid ook, Here, vir hulle wat nou siek is. Dink aan Gert wat vanoggend in die hospitaal toe moes gevat word. Ons dink aan daardie man wat Edward wat ook met die beroerte dan gesukkel het, en daar's baie ander, Here, wat ons dalk nie eens van bewus is nie. Maar Here, dat ons vir mekaar sal intree ook vir ons siekte toestand. En ons sê vir U baie dankie dat ons die voorreg het om vir mekaar te kan bid en hulle aan die voete van Jesus te kan kom lê. Dankie dat ons ook vir die verlore siele kan bid. Here, daar is soveel mense wat nog nie die sekerheid het van die saligheid nie. Daar is name hiervoor in hierdie sieleoesbussie. Here, vir bekommerde familie en vriende wat 'n naam daarin gesit het. Ons weet nie wie se naam is daar binne nie, hy's geseël. En ons weet net, Here, daardie name word voor U gelees. Terwyl ons bid, U weet daardie name wie daarin is. En ons wil vir hulle kom bid. Ons wil bid, Here, vir ander mense hier in ons dorp, in ons omgewings, vriende, familie, wat U nie ken nie, mense wat ons onseker is van. Here, hier is dalk iemand vanmôre wat hier sit, wat nie daardie sekerheid van sy saligheid het nie. Wat as die vraag na so 'n persoon toe kom, wat gaan jy maak as jy nou sterwe? Gaan jy in die hemel wees of nie? Waar gaan jy wees? Baie mense sal sê, ek is nie seker nie. Ander sal sê, hulle dink maar. Maar Here, U woord sê, ons moet weet. En U is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur U nie. U is Jesus Christus, die Skepper God. U is die Vader, die Vredevors. En ons dank U, Here, dat ons U kan aanbid vanmôre. En nou, Here, waar ons ook nou in die woord gaan, kom seën op dan vanmôre, ook hierdie kosbare woord, ook so in ons harte. En ons kom hou vas aan U vanmôre, Here, vir 'n goddelike werk. Ons bid ook nou al reeds vir die kuier hierna in die saal, gemeenskap van die heiliges, ook op lekker sosiale kuierwyse. Bid dit dat vir ons voorsien is, en ons bid ook die seën daarop af. En U word verheerlik ook op die einde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
vriende, ons skriflesing. Ons skriflesing is uit Psalm 128. Psalm 128, daar 6 verse wat ons gaan saam lees. Baie interessant wanneer ons gaan kyk na hierdie Psalm en wat dit vir ons wil sê met die gedagte van Vadersdag. Want dit gaan nie net aan vaders nie, dit gaan aan elkeen van ons wat vanmôre ook dan hier is aan die voete van die Here Jesus Christus. So kom ons gaan lees eers wat die woord van die Here vir ons hier ook wil kom sê. Psalm 128 vers 1. 'n bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit gaan goed. En dit gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe. En jy jou kinders mag aanskou. Vrede oor Israel. Net tot sover ook die wonderlike, die onfeilbare woord van die Here. Mag die Here ook die seën net deur die aanhoor van die woord en die lees van die woord. Nou wat baie belangrik is wanneer ons met die psalms te doen het, is om te gaan kyk na die geskiedenis en die agtergrond van waaruit hierdie psalm ook dan nou gebore is en waaroor dit dan geskrywe is. Nou Psalm 128 sal ons gaan kyk na die geskiedenis en ons vind dit in 1 Samuel hoofstuk 28 tot by hoofstuk 30, die geskiedenis wat daar vir ons opgeteken is in die volk Israel, en is in hierdie tydperk ook wat hierdie psalm dan geskrywe is. Nou, u sal sien, wanneer u daardie gedeeltes gaan lees, is dit in daardie tyd waar koning Saul dan nou koning was oor Israel, sy opvolger Dawid, en Saul wat die Here geken het en gedien het, maar waar Saul dan ook in baie onsekerheid dan die onderwêreld genader het vir raad. Hy het sy raad gaan soek in die onderwêreld by die heks van Endor, waar hy gaan aanklop het om daarby waar sê hy raad te gaan soek in die leiding ook van hierdie volk. En dan ook die gevolge wat daar uitgevloei het, omdat hy nie meer die Here gesoek het vir sy koningskap nie, maar na die onderwêreld toe gegaan het. En dan ook in hoofstuk 31, hoe hy dan gesterf het. En dit is ook 'n baie interessante hoofstuk om dan te gaan bestudeer. Nou sien ons in verse 4 hierdie woorde. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Saul het die vrees van God verloor, want hy het sy oë van God afgehaal en hy het na die onderwêreld toe gegaan en daar by 'n heks gaan raad soek vir sy koningskap, vir sy volk. En ek wil vanmôre in die konteks van Vadersdag uit hierdie teksvers, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees, met die praat onder 'n tema, 'n pa wat God vrees. Die pa het 'n verskriklike groot verantwoordelikheid vir die gesin wat die Here aan hom toevertrou het. En wanneer die pa die vrees van God dan verloor, en hy begin sy raad, en hy begin fokus op dit wat die wêreld wil bied, en op verkeerde plekke gaan soek, dan gaan dieselfde gevolg wees as wat met die volk gebeur het. Hulle het verval, en hulle het baie erg afgegaan, en was verslaan gewees. Ek glo met my hele hart, dat wanneer 'n man en 'n vrou besluit om saam te trou en saam te wees in 'n huwelik, is hulle doel om gelukkig te wees.
Ek dink nie daar is een man en vrou wat trou om nie gelukkig te wees nie. Die heel eerste gedagte wat inkom, jy wil gelukkig wees. Maar ongelukkig werk dit nie altyd so nie. Ongelukkig is dit nie altyd die realiteit nie. Daar is so baie gebroke huisgesinne reg rondom ons. Huisgesinne wat gebroke is. Huisgesinne wat nie meer 'n pa en 'n ma en die kinders in die huis het nie. Daar is verwarde kinders wat geen sekuriteit het van familie wees nie. Omdat die hoof van die huis, die priester van daardie gesin, die vrees van God verloor het en dan sy oë gefokus het op die verkeerde dinge wat die wêreld vir ons bied, soos wat koning Saul dan gedoen het. Dit is 'n man wat die huis moet lei in die vrees van God. Dis nie die vrou se werk nie. Dis die man wat die priester van sy huis is, wat die gesin moet lei in die vrees van God. Koning Saul het die vrees van God verloor en dan na die onderwêreld toe gegaan, na die heks van Endor, en hy het die hele volk in hierdie gevolge in laat val. Geweldige dinge wat daar gebeur het. En ons sien dat die geweldige dinge ook 'n uitwerking op sy opvolger Dawid moes gehad het, en hoe hy ook in stryd was. 'n gelukkige gesin begin by 'n gesin wat plek maak vir die Here. Wanneer die Here tuis is in daardie gesin, sal daardie gesin gelukkig wees. En dit wat ek wil hê ons bietjie na fokus, 'n pa wat God vrees, en ons kyk so bietjie na die gesin en die effek wat dit sal hê in die gesin. En ons kyk bietjie 'n gelukkige gesin en wat dit behels. Wat hierdie Psalm vir ons na vore wil bring vandag. En daar is 5 gedagtes wat ek graag met u wil deel uit hierdie Psalm. En ons kyk na 'n gelukkige gesin en wat dit behels. En die heel eerste wat uitkom uit hierdie Psalm vanmôre na ons toe, van 'n gelukkige gesin, vrees God. Ons moet leer om God te vrees. Nie soos dat Saul God verwerp het en na die onderwêreld toe gegaan het nie. Die woord van die Here sê vir ons daar in vers 1, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die vrees van die Here begin by die pa van die gesin, by niemand anders nie. Om die Here te vrees beteken om die Here te soek, om die Here se wil te soek, en om die Here te raadpleeg in alles wat jy moet doen. God het 'n verbond met die mens gesluit, dat wanneer die mens hom gehoorsaam sal wees, sal hy ook in die behoeftes van die mens voorsien. Hy het dit meer as een keer in die woord wat ons dit herhaal en gesien het. Daar in Matteus 6 vers 33 wat vir ons sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons moet heel eerste as paas van ons gesinne, moet ons fokus om God te vrees, om hom te eerbiedig, om hom te eer as die God van die heelal. Wanneer ons hom begin soek, wanneer ons sy koninkryk begin soek, en sy geregtigheid deur die woord, dan sal hy al die ander dinge vir ons byvoeg. Ek het hierdie opmerking gemaak, wat baie belangrik is vir 'n gelukkige gesin, is 'n man en 'n vrou in die huwelik, wat die Here liefhet, en wat mekaar liefhet, en waar die Here Jesus intens deel is van daardie gesin. Hy is die gom, as ek dit nou met respek kan sê, wat 'n gesin by mekaar sal hou. Jesus was die eerste ene wat die heel eerste huwelik bevestig het. Die Here Jesus Christus, toe hy daar in die tuin geskep het as die Vader, het hy gesien dat die mens alleen is, en het hy uit die mens 'n ribbebeen geneem, en het hy 'n vrou geformeer, en gevorm, en hy het die vrou na die man toe gebring, en daar het 'n huwelik plaasgevind. Dit is soos wanneer
die pa sy dogter inbring in die kerk, die bruid hier langs hom, en hy gee dit oor aan die bruidegom. Jesus Christus het daar die eerste huwelik ook dan bevestig, en daarom kan die Here nie uit 'n huwelik gelaat word nie. Want wanneer die Here uit 'n huwelik gelaat word, dan gaan dit groot chaos wees. Dis die resept vir chaos. Dis die resept vir hartseer en dis die resept vir verdriet. En om die Here toe te laat, moet ons die vrees van God in ons lewens hê. En dit begin met die pa. Godvreesende manne binne in huwelike is die grondslag van 'n suksesvolle gesin. En dit is die grondslag van 'n gelukkige gesin. 'n Gesin waarin God geëer word. En die pa gee die leiding ook daarin. Die woord van die Here leer ons vanmôre uit Psalm 128, 'n gelukkige gesin vrees God. Dis 'n respek vir God. Hy is nie sommer net die man daarbo nie. Hy is nie sommer net naampies nie. Hy is God, hy is heilig. Hy is die skepper. Hy is die een wat ons gaan oordeel eendag. Ons moet opkyk na 'n ewige God, 'n almagtige God. Die tweede gedagte wat hier uitkom, 'n gelukkige gesin, is gesond. Dis 'n gesonde gesin, hy funksioneer gesond. Dis 'n gesin wat funksioneer soos wat God wil hê hy moet funksioneer. Daar is die pa wat God vrees, hy lei sy vrou, hy lei sy kinders in die vrees van die Here. En hy is gesond, hulle is fisies gesond, hulle is geestelik gesond, hulle is emosioneel gesond. Dis 'n gelukkige gesin in God se oë. Vers 2 sê vir ons, die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Wat is die opbrengs wat ek en jy as pa in ons huise eet? Geluk of ongeluk? Gelukkig is jy en dit gaan met jou goed, met jou hele lewe, want dit is gesond in daardie gesin. 'n Gesonde gesin het plek vir die Here binne daai gesin. Dit is so belangrik dat ek dit moet herhaal en herhaal. Die Here moet plek hê in daai gesinne. Geluk word bepaal deur harde werk, maar ook slim werk. Dit kom nie net van self nie. Dit val nie uit die lug uit nie. Dit verg dat ons konstant die Here sal vrees, die Here sal soek, die Here sal aanbid en vir ons familie sal bid en ons saam met ons sal trek. Maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons sal dit nooit in ons eie kragte kan doen nie. Ons sal dit nooit met ons vooropgestelde godsdienstidees kan doen nie. Die pa moet die leiding gee. Die pa speel die grootste rol hierso in. En as ons dit op ons eie wil doen, dan gaan ons dit misluk en ons gaan foute maak. Godvreesende paas sal die Here ken in sy beplanning en ook die uitvoer van sy beplanning. Die Here moet eerste wees vir die pa in die gesin. Deuteronomium 8 vers 18 wat sê, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Jou vriende, ek en jy kan hard werk en ons kan baie besittings hê en baie geld hê, maar ons kan nog steeds alleen en verskriklik ongelukkige mense wees. Ons moet onthou, die Here is die een wat ons die krag gee. Hy is die ene wat ons in staat stel. Alhoewel die pa die broodwinner is en hy moet hard werk om ook te kan voorsien vir sy familie, moet ons altyd onthou dat dit is die Here wat ons in staat stel ook om dit te kan doen. En ons moet hom daardie eer gee. En as ons nie die Here vrees nie, kan ons hom nie daardie eer gee nie. Sonder die seën van die Here is ons arbeid te vergeefs. Ons kan dalk baie in die wêreld besit, maar is te vergeefs. Want wat gaan aan daar in ons huisgesinne? Is daar geluk? Is daar vooruitgang? Dieselfde gedagte kom in Psalm 127 voor, net die Psalm voor hierdie wat ons nou vanmôre gelees het. Daar staan geskrywe, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Al my pogings is enkel waan, sê daar in Lewe.
as die Here nie die huis bou nie. Te vergeefs werk die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly. Die Here moet eers gestel word. En dis die Pa wat daardie leiding gee en daardie rigting gee. Dis wanneer ons uit onsself dinge wil doen, dat God begin terugstaan. En ons vat nou oor. Ons staan die Here terug. Ons moet leer om die Here te ken in alles wat ons doen. En dit beteken nie nou om agteroor te gaan sit en nou te verwag dat die Here alles nou moet doen nie. Nee, nou moet die Here alles doen en nou die lig uitval nie. Nee. Ons moet saam met God werk om 'n gesonde gesin te kan bou. Die paas moet saam met God werk. En dit verg om God te vrees, sodat daardie gesin gebou kan word, dat hy gesond kan wees. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons kan nie verwag die Here moet dit doen sonder ons nie. Ons moet dit saam met die Here doen, deur sy woord, en deur die krag van die Heilige Gees. En daarom moet ons op die Here vertrou. Gelukkige gesin vrees God, maar is ook 'n gesonde gesin. Dit is gesond in 'n geestelike lewe. Dit is gesond in die emosionele funksionering. Dit is gesond in die fisiese van daardie gemeente, of daardie gesin. Maar dit gaan ook verder in die Psalm uit. 'n gelukkige gesin is standvastig. Hy is nie wankelbaar. Hy staan vas. Niks kry jou van die pad van die Here af nie. Niks wil in jou pad kom om die geluk te steel nie, want jy is gesond, maar daar is standvastigheid nodig. Kyk wat sê vers 3 en vers 4. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Manne, luister wat die woord van die Here sê. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom die tafel. Jy staan nie alleen nie. Jy is nie die heerser van daai gesin nie. Vers 4 wat sê, kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Die seën van die Here rus op 'n gesin wat standvastig is. Dit begin by die pa en dit sluit ook die ma en die kinders ook in. Daar is 'n eenheid wat gevorm moet word in daardie gesin. Die psalmis gebruik 2 gelykenisse om hierdie belangrike punt te verduidelik. Hy praat daar in vers 3 van die wingerdstok en die olyfboompie. Nou, in die Joodse konteks uit waaruit hierdie verhaal geskrywe is en waaruit hierdie psalm ook dan ontstaan het, moet ons dit ook reg verstaan, dat vir die Jode was hulle wingerde en hulle olyfbome baie belangrik vir die ekonomie, om die ekonomie sterk te kan maak en baie goeie inkomste te kan hê, om uit te brei en om gesond te kan wees. Hulle het hard gewerk in daardie wingerde. Ek het gesien daar in die Kaap toe ons daar was. Dit is harde werk om daardie wingerde te versorg. En aan die einde, wanneer die oestyd kom, kan hulle so mooi staan daar, die rye van die wingerde. Maar as daar nie een druiwe tros aan is nie, is daar nie vrug nie. En so is dit baie keer in gesinne, ons werk hard en ons probeer allerlei kante doen, maar daar is nie vrug nie. Want ons doen dit verkeerd. Ons het iets gemis. En ons eie ekonomie en ons gesin, ek praat nie van geld nie, die standvastigheid in die gesin, val uit mekaar uit. Verder was ook groot gesinne belangrik vir die Jode, want hulle het elke kind gesien as 'n seën van God. Die Here het my geseën weer met hierdie kind. En vanuit die Joodse perspektief is gelukkige gesinne ook dan groot gesinne. Hoe meer kinders daar is, hoe beter is dit. Die man wat die Here vrees, sal geseën word dan met baie kinders, vanaf hulle perspektief. Die vrou wat gelukkig is, word bepaal, of haar geluk word bepaal, deur hoe sy ook vir haar gesin kan sorg. En 'n man sy verantwoordelikheid kan doen vir sy vrou, sodat sy dan ook kan sorg. Soos kyk na die olyfboompie wat jy daarvan praat, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel.
Die tafel is die plek waar die gesin by mekaar kom. Aan die tafel word daar huisgodsdienst gehou. Aan die tafel word daar saam geëet as familie. Daardie olyfboom se stam, soos hy groei in die wortels, dan skiet hy nuwe lote uit en hy begin so om daardie stam ook dan te groei. En dis die gedagte wat die psalmis hier wil kry, dat soos daardie klein olyfboompies rondom die stam is, so is die kinders ook rondom dan die tafel waar die familie dan ook aan sit. Vir die Jode is 'n groot gesin standvastigheid en dit bied vir hulle dan ook geluk in hulle gesinne. Die Here wil ons seën ook met hierdie standvastigheid. Dit verg harde werk. Dis nie iets wat ek net agteroor gaan doen en ek geniet my eie lewe en nou verwag ek die Here moet my seën nie. Nee, dit verg harde werk. Ek moet God vrees. Ek moet doen wat God wil hê ek moet doen. Ek moet my familie lei in die vrese van God. Ek moet sorg dat my vrou ook haar verantwoordelikheid kan nakom, sodat die kinders ook dan groot kan word in hierdie hegte eenheid. Dit verg dat die man en die vrou hulle rolle en hulle verantwoordelikhede sal nakom. Die kinders moet gedissiplineerd groot gemaak word in die vrees van God. 'n Gelukkige gesin is ook 'n standvastige gesin. En dit is waarop die paas moet fokus. Om daai standvastigheid te bewerk in daardie gesin. Maar ons sien ook 'n vierde gedagte van 'n gelukkige gesin is voorspoedig. Die woord van die Here sê in verse 5 vir ons: mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe. Nou vir die Jode, hulle is baie trots op hulle erfenis. Baie trots op hulle tempel, oor hulle stad en al daardie erfenis wat hulle het. Dit is vir hulle asof dit goed gaan in die gemeenskap, wanneer dit alles so goed nagelaat word. Die nalatenskap vir die volgende generasie. En ek sien hoe hierdie psalmis besig is om na 'n punt toe te beweeg, en ons gaan nou kom by die laaste gedagte ook daar. Dit gaan goed met 'n gemeenskap as dit goed gaan in 'n gelukkige gesin. As ons dorp vol gelukkige gesinne is, gaan dit 'n gelukkige gemeenskap wees. Die ander kant ook, as dit goed gaan in die gemeenskap, gaan die gesinne ook gelukkig wees. Gebroke gesinne skep onsekere gemeenskappe. Want jy sit met verwarde kinders. En ons sê die hulle is maar net stout. Hulle is verward. Want hulle het nie in daai veilige hawe, waar 'n pa en 'n ma God vrees en die kinders groot maak nie. As die gesin voorspoedig is, gaan dit 'n invloed hê op jou gemeenskap. Gaan dit 'n invloed hê op ons skole. Gaan dit 'n invloed hê op alles wat rondom ons is. Ware sukses in 'n land begin in 'n huis waar liefde vir God, vir die familie gebore word. Baie van die ouers, die pa gee sy verantwoordelikheid vir die ma. Die ma gee die verantwoordelikheid vir die skool en die kerk. En die kinders weet nie meer wat 'n kant doen nie. Ware voorspoed begin binne in 'n gesin, waar pa en ma die kinders grootmaak in die vrese van God. Wanneer dit goed gaan in 'n land, bewerk dit gelukkigheid ook in gesinne. Die laaste gedagte wat ek met u wil deel uit hierdie psalm: 'n gelukkige gesin het gelukkige grootouers. Baie van ons het al grootouers, ons het al kleinkinders, en die gesin, alhoewel dit nou nie deel is van daai gesin nie, is deel van die familie, vorm die woord van die Here dit alles nog saam. Verse 6 wat vir ons sê: en dat jy jou kinders mag aanskou. Hierdie psalm begin by 2 man en 'n vrou, 'n bruidspaar. En dit spring na grootouers toe in 6 verse. En dit beteken dat daar is 3 generasies
wat ingesluit word. Pa en ma, met die kinders en die kleinkinders. Die mooie is, dat al drie in hierdie psalm Godvreesend is, en die pad met die Here stap. Jy sien die vloei vanaf die pa, die ma, na die kinders toe, en na die kleinkinders toe. Maak die oupa en ouma baie gelukkig. Ons is so geneig om te onthou, dat die Here die volgende geslag sal oordeel en sal straf, as hulle die sondes van hulle vaders navolg. En ek het al gehoor hoe die mense hierdie ding uit verband uit ruk. Hulle ruk hom heeltemal uit verband uit. Die sondes van die vaders gaan oor na die kinders, Wat 'n voorbeeld stel ek en jy as pa van ons kinders? Wat volg hulle na? Ja, hulle het ook verantwoordelikheid teenoor God. Hulle gaan eendag voor die Here staan. Hulle kan nie daar voor die Here staan en sê, nee, my pa het my so geleer nie. Jy moet 'n keuse gemaak het. Wat 'n keuse het jy gemaak? Het ek gewandel in die sondes van my vader en ek my kinders so geleer? Die woord van die Here sê ook, ons moet onthou dat die volgende geslag ook geseën kan word deur die voorouers wat Godvreesend was. Die woord van die Here sê vir ons in Deuteronomium 5 vers 9, ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Wanneer ons vrees vir God verloor het, haat ons God volgens sy woord. Dis hoe God dit sien. As ons nie meer doen wat die Here van ons vra nie, dan sien die Here ons haat hom. En dit kan oorgaan van geslag na geslag toe. Maar kyk wat sê vers 10. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Wanneer ons weer die vrees van die Here het, wanneer ons weer in gehoorsaamheid aan die Here gaan lewe, en ons leer ons kinders weer dit, iewers te gaan daar 'n omkeer kom, en die Here gaan geëer word. Baie mense het in 'n huis groot geword waar God nie geken was nie. Maar iewers in hulle lewe kom hulle by 'n besef dat hulle God moet eer, en hulle kom tot bekering, hulle word gered, en hulle leer deur hulle kinders. En hulle kinders is geleer en hulle leer hulle kinders. Wat 'n wonderlike voorreg vir 'n oupa en 'n ouma om dit te kan aanskou. Die pa stel die standaard. Hy kan man alleen die seën van die Here van sy kinders ontneem deur sy voorbeeld wat hy gestel het. Dit is baie belangrik om ons kinders en ons kleinkinders in gedagte te hou wanneer ons bid. Ons moet vir hulle bid. Dis een van die belangrikste dinge. Maar wat nog meer belangrik is, dit gaan niks help as ons bid, as ons nie reg lewe nie. Want hulle kyk na ons. So hard en so moeilik as dit is om te hoor. Van daai kindertjies so klein is, tot hulle groot is, kyk hulle op na ons. As ons lewens nie reg is nie, kan ons die seën van God van hulle wegvat. Hulle keuses. Ek en jy kan die oorsaak wees dat hulle verkeerde keuses gemaak het. Daar is een ding wat 'n oupa en 'n ouma gelukkig maak. Dit is as hulle kinders en hulle kleinkinders die Here waarlik dien. En dit bring 'n verskriklike groot vrede wat die mens begeer. Vers 6 sê, en dat jy jou kinders mag aanskou, vrede oor Israel. Liewe vriende, die resep vir 'n gelukkige gesinslewe begin by 'n Godvreesende pa. Nêrens anders nie. En dat hy sy vrou en sy kinders sal lei in hierdie vrees van God. En dit is wat hierdie psalm vir ons wil kom leer het vanmôre. Hierdie psalm fokus op daardie gelukkigheid wat ons in die gesinne so na smag. 'n Gelukkige gesin vrees God. 'n Gelukkige gesin is gesond, want die pa hou dit gesond.
'n gelukkige gesin is standvastig. 'n gelukkige gesin is voorspoedig. En 'n gelukkige gesin het gelukkige grootouers. Liewe vriende, laat ons as paas ons posisie opneem in die gesinne, en ons gesinne sal lei in die vrees van die Here. En dat ons ook daar die ware goddelike geluk sal vind, terwyl ons hier op aarde is, in ons verhoudings met ons vrouens en met ons kinders. Mag die Here vir elke pa so kom seën, ook hiermee. Amen. Here, ons sê dankie vir hierdie Psalm. En laat U ons wil kom leer wat vir ons belangrik is, ook in ons lewens. En Here, laat ons hierdie boodskap nie sal aanstuur vir iemand anders te nie. Ja, hierdie boodskap hoort by die dominee. Hy hoort by daardie, dit is my pa se boodskap. Nee, hierdie boodskap is vir ons vandag. Of ons nou 'n pa is, en of ons 'n ma is, en of ons 'n kind is. Of ons nou hier sit, en ons is nie vaders nie, hierdie boodskap kom vandag na ons toe. Dat ons Godvreesende mense sal wees. En ons dank U, Here, dat U 'n jaloerse God is, en begeer dat ons U sal aanbid. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Ons gaan nou